Welkom in kwartaal 2. Ek vertrou dat jy en jou mense geseënde Paastyd gehad het en ons stap nou in die seisoen van Paase in ons kerkjaar, waarin ons vir die volgende paar weke tot en met Pinkster gaan saam dink oor die opgestane Jesus en spesifiek stories gaan lees uit die evangelies uit waar ons sien hoe hy mense ontmoet in hulle baie spesifieke omstandighede. En my gebed is dat hierdie opstandingsstorie ook in jou lewe iets kosbaar sal oopsluit en dat jy ook in hierdie storie sal hoor hoe God mense kan ontmoet presies waar hulle is. Nou ek wil vanoggend begin met eers so 'n klein stukkie lering, omdat ek die afgelope week saam met 'n jong 23-jarige man gesit het wat vir my gesê het sy maat een aand vir hom die Heidelbergse katekismes gewys en hy was mateloos beïndruk om te dink dat as jy al hierdie goed weet, dan het jy redelike goeie kennis om op te staan vir die res van jou lewe. En toe gaan haal ek nou sommer weer die Heidelbergse katekismes uit en kom by vraag 45 uit, wat die vraag vra, watter nut het die opstanding? Toe het ek gedink, ek wil dit vir julle lees, ek wil dit vir julle op die skerm sit, jy kan dit selfs vir 'n oomblik pause as jy wil, en rustig daardeur lees, om seker te maak dat hierdie groot gebeure, waaroor ek nou nog ietsie later ook sal sê, van die opstanding van ons Here, is nie net iets wat 'n historiese gebeurtenis in jou lewe is nie, maar dit het eintlik waarde vir ons lewe nou, en ek lees graag vir julle wat sê die Heidelbergse katekismes daaroor. Watter nut het die opstanding? Ten eerste, het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat ons kan deel kry aan die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het. Ten tweede, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons eie opstanding na die dood. Nou, die opstanding is nie 'n ligte saak nie. Ek het ook Paas Sondag na ons erediens 'n gesprek gehad met iemand wat ek besef het, daar is mense en word baie daaroor geskryf, selfs van mense wat hulle self as gelowiges kwalifiseer, oor of die opstanding nou 'n historiese fisiese gebeurtenis was en of dit nou maar net iets is wat ons glo om ons storie te voltooi. Ek wil uit my persoonlike getuienis maar net vertel dat ek dink dit was 'n historiese gebeurtenis. Ek is saam met Paulus by 1 Korintiërs 15 vers 17 wat sê dat as Christus nie uit die dood het opgewek het nie, was die hele storie eintlik nutteloos. Maar ek onthou wel, en ek dink dit is ook 'n hart van die vraag dat baie jare, ek dink dis seker 15 jaar gelede, het ek een Sondag met my belydennisklas oor die opstanding gepraat, waarop een van die graad 11 seuns, Landolf nog, daai tyd, 'n intelligente jong man, ons nou gedebatteer het oor, het Jesus regtig opgestaan en is dit belangrik dat hy regtig opgestaan het, waarop sy antwoord baie eenvoudig, sonder om eintlik daar te dink, gesê het, maar ek dink die heel belangrikste vraag is eintlik oor of Jesus in jou hart opgestaan het. En ek dink dit is nog steeds die vraag wat ons vandag ook van mekaar kan vra. Ek dink daar's oorgenoeg bewyse dat dit wel gebeur het, maar selfs al sou dit gebeur het, beteken dit nog nie veel as jy dit nie ontvang het vir wat dit is in jou eie lewe en vir wat dit in jou lewe kan bewerk nie. So vir die volgende 5 weke wanneer ons opstandingsstories, ontmoetings lees, bid ek en hoop ons en vertrou ons die Here dat dit nie net kennis sal wees nie, maar dat dit opstanding sal word wat ook in ons eie lewe gebeur, sodat ons kan opstaan vir dit wat die koninkryk nou oordroom en wat die koninkryk nou nodig het. Jy's baie welkom hier en ek sien uit om saam met jou vandag een van die baie besonderse ontmoetingsstories te lees. Amen. Ons lees vandag die bekende Lukas 24. Nou in Lukas 24 is daar 3 ontmoetingsstories en die geleerde mense sê dat jy moet eintlik nie die stories apart van mekaar lees nie, want die 3 ontmoetings maak eintlik 3 los skilderye wat as jy hulle langs mekaar hang, dan maak dit een groot prentjie. Maar ons lees vandag die middelste storie, een van sekerlik die mees bekendste. Ek moet sê, ek het baie doelbewus gedink, ek moet nou nie teruggaan na 'n klomp, want ek het al baie oor die teks gepreek, maar ek hoop ek kan vandag net weer vir julle iets aanbied wat ons nodig het om te hoor wanneer ons hierdie teks lees. Ek gaan nie vir julle die hele storie lees nie, julle moet dit asseblief op julle eie doen, Lukas 24 vers 13 tot 35, ek gaan die eerste paar verse lees en dan enkele opmerkings maak.
Maar voordat ek nou vir ons net die inleiding van die verhaal lees, het hierdie storie my onmiddellik laat dink aan 'n grappie, wat my man eintlik meer kere vertel as ek, want ek is glad nie goed met grappe vertel nie, maar dit het my aan dit laat dink, aan die grappie van die tannie, wat op 'n stadium net besluit het, sy is nou regtig moeg gesukkel met haar man. Hy kom snags laat van die golfbaan af, hy kan skaars loop en elke nag en oggend het hulle 'n bekleierery oor sy gewoontes om so laat by die huis te kom, waarop sy een aand vir haarself gesê sy het nou genoeg gehad en haar tasse gaan pak het, dit by die voordeur neergesit het en by haarself gedink het as haar man vandag by die huis kom, gaan sy vir hom sê ek is klaar met jou, ek gaan nou met my ma toe, my tas is gepak, ek is op pad. Daar sit en wag sy toe vir hom, dit raak laat in die nag, hy kom nie uit nie, maar toe hy nou eventually by die huis opdaag, sê sy vir hom, Piet, ek is nou klaar met jou, ek gaan nou na my ma toe, ek vat my tas, ek is nou op pad. Waarop hy haar so sonder om te dink net kyk en sê, wag net gou 'n oomblik vir my, ek kom saam. Die storie wat ons vandag lees het my daaraan laat dink, want hier loop mense weg, diep teleurgesteld, ons gaan oor teleurstelling praat vandag, maar hier kom Jesus, saamgestap, en op 'n manier ontvou hierdie storie met 'n Jesus wat sê, wag, ek kom saam. Kom ek lees vir julle die eerste 3 verse, vers 13 tot 16. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom. En dan lees ons nou hoe Kleopas vir Jesus alles vertel wat so pas met hom gebeur het, maar ek wil eers begin fokus op die totale teleurstelling wat by die 2 persone te bespeur is. Vers 21 sê dit baie mooi vir ons, dat hulle so diep gehoop het, dat hierdie verhaal wat so pas afgespeel het, hulle sou verlos van die onderdrukking en van die Romeinse regering. En hierdie 2 persone kommunikeer eintlik maar net hulle baie diep teleurstelling aan hierdie vreemdeling wat hulle nou nie erken nie, wat saam met hulle stap. So kom ek begin om net gou ietsie oor teleurstelling te sê, want ek dink, dit is nie iets wat vir ons vreemd is vandag nie. Ek weet mense moet nou nie altyd 'n teks so vat en na vandag toe so vinnig trek nie, maar ek kan nou nie gehelp het om dit te doen nie, want ek ontmoet baie keer mense wat met teleurstelling leef en hulle kom dit eintlik nie eers agter nie. Hulle dink dalk hulle is kwaad, hulle dink dalk hulle wil niks meer te doen hê met die situasie nie, maar as jy dieper gaan grawe, voel hulle eintlik dit wat hulle gehoop het gaan gebeur, het nie gebeur nie, en dit bring jou by teleurstelling. Brené Brown skryf baie mooi oor teleurstelling, en sy noem dit eintlik maar net unmet expectations. Dit is maar wat teleurstelling is. Jy het iets spesifieks verwag, en dit wat nou uitgespeel het, is nie soos wat jy gedink het dit gaan nie, en dan kan daar verskillende goed in jou gebeur. Soos hulle begin oor hulle hoop as iets in die verlede tyd praat, hulle verwagting oor wat God vir hulle gaan kom doen het, is nie ontmoet nie, in elk geval nie op die manier soos wat hulle gedink het dit ontmoet gaan word nie. En ek het daaroor gedink dat dit ook goed is dat ons vir mekaar sê, dat ons meer dikwels teleurgesteld is ook met God as wat ons wil erken. Baie keer het ons 'n verwagting dat God teenoor my, wat op 'n sekere manier leef, op 'n sekere manier gaan optree, en wanneer my lewe nie noodwendig so uitspeel nie, is dit 'n reël en 'n ernstige emosie wat by mense kom. En ek wil jou vandag aanmoedig om nie net by jou teleurstelling verby te loop nie, maar dit ten minste net raak te sien, dit te kommunikeer. Soos wat hierdie 2 persone baie goed gedoen het, hulle het vir Jesus baie mooi verduidelik, ons het dit verwag, dit het glad nie gebeur nie, en nou is hy nog weg ook, en die teleurstelling is baie groot. Want, die wonder van die storie wat nou by my grappie aansluit, is dat Jesus is glad nie bang vir teleurgestelde mense nie. Dis vir my een van die mooi hoogtepunte van die storie, is hoe Jesus eintlik moeite doen, hulle selfs verhinder om hom te herken, sodat hy kan interaksie hê met hierdie teleurstelling, sodat hy die vraag kan vra, sodat hy die gesprek kan hê, sodat hy by hulle hart kan uitkom.
En dis wat ek ook vandag vir jou wil sê. Wat ek vir myself hierdie week gesê het. Jesus is nie teleurgesteld in my teleurstelling nie. Jesus wil my daar vra, hy wil met my engage daaroor, hy wil met my in gesprek gaan daaroor. Dit is die eerste en die belangrikste ding wat ek dink ons uit hierdie storie uit moet hoor. Maar dan tog, as die storie verder lees, is daar 3 houdings wat ek by die mense optel en by hulle sien, wat ek dink belangrik is vir ons, sou ons kies om nie vas te steek by ons teleurstelling. Want dit gebeur ook met mense. Mense gooi die baba met die badwater uit, hulle is teleurgesteld, hulle draai nooit weer terug nie en hulle raak eintlik verbitterde ou mense. Of cyniese mense, of kritiese mense, onnodiglik. Daar's 3 houdings wat ek by hierdie 2 persone op pad, wat besig is om te beweeg, raak sien, en ek wil jou uitnooi om miskien te begin oorweeg, of dit nie ook 3 houdings is, wat jy in jou lewe kan innooi nie. Die eerste een is, in vers 27, begin Jesus vir hulle die skrifte uitlê, wat vir my sê, hulle die houding van hulle is bereid om te luister na die verduideliking van wat 'n vreemdeling op die oomblik vir hulle sê. En hulle weet nog nie eers dis Jesus nie, maar hulle is oop om te hoor wat hierdie vreemdeling vir hulle vertel uit die skrifte uit. Nou ek het nogals gedink daaroor, dit moes 'n lang verduideliking gewees het, want vers 27 sê Jesus begin al die skrifte uitlê oor hom. Nou daar's meer as 300 profesieë oor Jesus in die Ou Testament, so ek is nou nie seker of hy al 300 vir hulle uitgelê het nie, maar hulle is geïnteresseerd, hulle luister met belangstelling. En dit is nogals 'n waarde of houding wat ek dikwels by mense mis. Mense is geset in wat hulle glo en hoe hulle dink, en hulle is nie oop daarvoor om dalk 'n alternatiewe stem ook in hulle lewe in te nooi nie, en dalk oortuig te word van iets anders nie. Dis baie duidelik wat hierdie 2 persone doen, is hulle luister met belangstelling, en hulle hoor hoe Jesus, wie hulle toe nog, jy weet, Jesus is nie, vir hulle anders begin laat dink oor dit waaroor hulle teleurgesteld is. Dis punt 1. Die tweede houding wat ek by die persone optel in vers 29 is die feit dat hulle die moeite doen om die ekstra myl te stap en eintlik hierdie vreemdeling in te nooi in hulle huise in. Dis vir my maar net 'n simboliek van gasvryheid. Wanneer ons bereid is om 'n bietjie langer te vertoef en selfs ons tafels oop te maak vir mense wat nou nie ons naaste en beste vriende is nie, maar dalk juis anders as ons dink, met wie ons dalk juis 'n interessante gesprek kan hê, is daar die moontlikheid dat ons oë dalk selfs kan oopgaan en dat daar iets nuuts in ons lewe kan gebeur. Gasvryheid is 'n tema wat vir my in my eie lewe baie belangrik is. Gasvryheid wat nie gepaard gaan daarmee om die perfekte onthaler te wees met die grandste kos nie, maar gasvryheid wat beteken ek is oop genoeg om by elke liewe mens te verwag dat ek iets nuuts kan leer, en dat ek bereid is om tyd te gee en te vertoef by mense en hulle uit te nooi. Dis nog 'n houding wat ek by hierdie mense optel om hulle teleurstelling geskuif te kry, soos ons later sal sien, na verwondering. En dan die derde en die laaste houding wat ek in hierdie storie optel in vers 30, is waar Jesus die nagmaal begin breek en eintlik begin optree as die gasheer van hierdie huis, van wie hy nie die gasheer is nie. Dit was my nogals iets niets wat ek uit die teks uit geleer het, is dat ek het raak gelees dat iemand sê, tipies sou die gasheer, die eienaar van die huis, sou die een gewees het wat die tafel, die brood gebreek het en die inisiatief geneem het, maar Jesus neem in die plek van die gasheer baie duidelik hier beheer met die breek van die brood, en is asof hulle toelaat dat Jesus beheer neem, en die oomblik toe hulle dit toelaat, toe gaan hulle oop. So dit klink ook vir my dat 'n houding wat mens nodig het om in jou teleurstelling te skuif, is dat jy moet bereid wees om beheer weg te gee. Terwyl jy alleen beheer en kontrole oor jou storie en oor die nuance van jou teleurgestelde storie wil neem, gaan dan nie noodwendig verandering kan kom nie. Dis wanneer ons weggee, wanneer ons iemand anders toelaat om beheer te neem, dat daar die moontlikheid is dat iets niets in jou lewe kan gebeur. So in kort, broers en susters, met die nut van die opstanding in jou lewe wil ek vandag vir jou uitnooi om oor jou teleurstelling te dink, maar dan ook te dink oor die houding wat jy het teenoor jou teleurstelling. Hierdie 2 op pad persone, die Emmausgangers wat ons hulle ken, vra vir jou of jy bereid is om na alternatiewe stem te luister as net jou eie.
Is jy bereid om gasvryheid te beoefen en ander mense in jou spasie toe te laat, sodat jy kan hoor? En is jy bereid om beheer weg te gee? Want ons almal weet die uiteinde van hierdie baie mooi storie, is dat toe die beheer weggegee is en toe die brood gebreek is, toe gaan hulle oë oop en hulle kon nie wag om terug te hardloop die 12 kilometer na Jerusalem toe, om te gaan vertel wat hulle gesien het nie, en daar kry hulle nog mense saam met wie hulle weer tafel deel, en waar hulle die storie van Jesus se opstanding beginne leef, en ons almal weet waar die wêreld vandag nog is oor hierdie storie. Jou en my teleurstelling hoef nie die finale sê oor ons lewe te hê nie. Maar ons word uitgenooi om 'n houding in te neem, waarin ons die teleurstelling reframe, 'n nuwe nuance daaraan gee, sodat die opstandingskrag ook nuwe lewe na my en jou storie kan en wil bring. Amen. Ek nooi jou om saam met my te bid. Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, vir elke storie van teleurstelling wat vandag hier luister, 'n storie van teleurstelling wat ons dalk vashou, wat dit vir ons moeilik maak om vorentoe te beweeg, vir daardie storie kom bid ons vandag u genesing. Ons kom bid dat die opstandingskrag van Jesus Christus ons ook daarvan sal vrymaak, sodat ons oë kan oopgaan en sodat ons met nuwe moed en met nuwe hoop in hierdie wêreld kan leef. Heilige Gees, in hierdie nuwe kwartaal met al sy uitnodigings en uitdagings en besige programme, kom bid ek dat daar besonderse ontmoetings ook in ons lewe sal wees tussen mens en die opgestane Jesus. Amen. Mag jy daar waar jy leef en beweeg 'n wonderlike ervaring hê van die krag van die opgestane Here. Amen.